Vandag luister ons na Sofia, al vir 13 jaar getroud met Charles Steenberg. Hulle het 2 seuns, Hendra in graad 4 en Regard in graad 2. Sofia het reg gestudeer en praktiseer tans as 'n boedelmeester en finansiële adviseur in George in die mooie Suid-Kaap. Behalwe dat die vrou nie haar lippe om pompoen sit nie, is sy liever lees en skryf natuurlik. Sy is onomwonde. Haar batterye word herlaai deur ander mense en ander se stories is haar kos. Vandag luister ons na verantwoordelikheid. Veldskoen, vervlaks, vloekwoord, vyeboom, vlakvark, enigiets, solank dit nie verantwoordelikheid is nie. Asseblief tog, net nie dit nie. Verantwoordelikheid kom sit op jou skoot. Dis nie 'n gemaklike sit nie. Sy boutbene steek in jou bobene in. Sy gewig raak swaar en om sy gewig te verplaas, skiet 'n steekpyn reg deur jou nier tot in jou linkeroog en veroorsaak dat jy na alles deur skreefies oë kyk. Verantwoordelikheid. Sjoe, kan ek nie maar eerder my kop onder 'n kussing indruk, knieë op die grond, agterstewe in die lug, as om te doen wat my verantwoordelikheid is nie? Kan ek dit nie maar een kant toe skuif soos die jelly en vla op 'n hospitaalspyskaart nie? Dis vir iemand aangee op pad doellyn toe, of begrawe met die hoop dat 'n boontjie ramp daar gaan opkom nie. Kan ek dit nie eerder môre opneem nie? Môre klink soos 'n goeie dag, of nog beter, wat van volgende maandag? Dan kan ek my dieet ook sommer so saam begin. Kan ek nie maar? Nee, ek kan nie. Verantwoordelikheid hou jou verantwoordelik. Punt, stop, klaar. Hy het jou naam op, eintlik jou naam en van. Hy ken jou adres, weet hoe laat jy gaan slaap, wat jy vir ontbyt eet, hy weet of jy jou koffie links of regs omroer. Dis jou verantwoordelikheid. So jy kan dit nie soos 'n warm patat aangooi vir die persoon wat voor jou staan nie. Jy kan dit nie dagboek vir 30 Februarie 2033 nie. Jy kan dit nie heel agter in jou kas bære met die hoop dat jy eendag weer daarin gaan pas nie. Jy kan nie. Om jou verantwoordelikheid te aanvaar en dit soos jou kruis elke dag op te neem en te dra, beteken om sekere dissiplines in jou daaglikse wandel en handel in te programmeer, sodat jy die beste weergawe van jouself kan word, sodat jy kan verbeter, vernuwe en verfris. Here, dis werklik moeilik vir my om in my vlees, my menswees, verantwoordelikheid te aanvaar, dit op te neem en so op te tree. Maar ek weet dat dit die verantwoordelike ding is om te doen. Ek kan nie van iemand anders verwag om my verantwoordelikhede na te kom nie, want dis myne en volg my soos 'n skaduwee. Here, help my om dit wat U aan my toevertrou het as my verantwoordelikheid te identifiseer en op te neem. Help my om niemand anders die skuld te gee wanneer ek nie my verantwoordelikhede nakom nie. En Here, ek wil verantwoordelik optree. Al is dit die moeilikste ding om te doen, is dit die regte ding om te doen. Hulle het die ramshoring gehoor, maar nie op die waarskuwing ag geslaan nie. Hulle is self verantwoordelik vir hulle dood. Dit is net die wat op die waarskuwing ag slaan, wat hulle lewens red. Esegiel 33:5. Ek verstaan Sofia se gestoei met verantwoordelikheid, nie net met my kop nie, maar ook met my hart. As jong enkellopende het ek maklik my werk bedank en gaan toer om ander mense en kulture te ervaar, geskiedkundige plekke en ou kastele te besoek en wit sneeukersfeestye te beleef. Ek het elke keer weer werk gesoek en weer vir beter geld gespaar, terwyl ek die volgende avontuur beplan het. Maar dis toe ek alles verkoop en weggegee het om voltyds sendingveld toe te gaan, wat ek mense se oë laat trek het. Dit was blykbaar onverantwoordelik om in die geloof te leef. Met ander woorde, om sonder salaris die Here te vertrou vir my daaglikse behoeftes. Maar niks kon my laat afsien van hierdie besluit nie. Ek kon nie slaap of eet nie. Ek het die Here se stem gehoor en sy leiding ervaar. Vir my was daar geen omkeer nie. En ek het dan uiteindelik die skat waarvan die Bybel praat en wat in die veld begrawe lê, ontdek. Uit blydskap het ek alles gaan verkoop om daardie grond in die hande te kry, net soos Jesus dit in sy bergpredikasie verduidelik.
En vandag kyk ek terug, deeglik bewus dat daar baie dinge is wat die wêreld as onverantwoordelik beskou. Mag die Here ons help om elke besluit en waarskuwing deeglik te weeg. Want wanneer ons die rampshoring hoor en nie op die waarskuwing agslaan nie, is die ewigheid letterlik op die spel. Mag die Here ons help om onverantwoordelike besluite te neem en dit tot sy eer en glorie. En daarom is onverantwoordelik in aanhalingstekens gesit.